Ons het pas die halfpadmerk bereik in ons reeks Familievreugde. Vandag gesels ons oor vrygewigheid in 'n episode wat ek noem Geseënd om te seën. As jy jou eie kopie van my kreatiewe Bybeljoernaal Familievreugde wil bekom, kan jy my kontak by info@avividlife.co.za. As Christene moet ons onthou dat vrygewigheid 'n Bybelse beginsel is, ene wat sekerlik die beste deur Jesus Christus verpersoonlik word. Daar is ongetwyfeld geen hoër standaard gestel van gee en omgee verander as deur hom nie. Die implikasie is dat as Christene ons sal weet wat om met 'n salarisverhoging of verjaardagbonus te doen. Elkeen van ons is sekerlik al gekonfronteer deur die volgende aanhaling van Mark Batterson: wanneer God jou finansiële seën, moenie jou lewensstandaard verhoog nie, verhoog jou standaard van gee. God sien ons vrygewigheid raak. Hy sien die gesindheid waarmee ons gee en hoekom ons gee. Wanneer ons dit getrou en met vreugde doen, dra dit sy goedkeuring weg. Hy kyk ook wat dit ons gekos het. Met ander woorde, hoeveel ons oor het nadat ons gegee het. Koning Dawid het onomwonde verklaar: ek sal nie 'n brandoffer bring wat my niks kos nie. Terwyl die meeste mense in teorie met die beginsel van gee saamstem, sal ons uiteenlopende en veelvuldige seëning in praktyk bewys of ons dit werklik glo. Sommige gelowiges is stoepstil en huiwerig om die liefde van Christus met ongelowiges te deel, ten spyte van mense wat ooglopend swaar kry, eensaam is of doelloos rondploeter. Ander Christene is so verknog aan hulle aardse skatte dat arm en behoeftiges hulle koud laat. As ons egter werklik kanale van seën wil wees, moet ons verby ons materiële besittings kyk, want buiten ons verstandelike en emosionele vermoëns beskik die meeste van ons boonop oor veelvuldige talente, vaardighede en lewenservaring. Jakobus, die halfbroer van Jesus, is baie duidelik in vers 22 van sy brief aan die gemeentes: word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Maar hoe gee ons geloof voete? Hier is 'n paar voorstelle. Moedig jou dogter aan om haar hare aan Kansa te skenk. Versamel tweedehandse klere vir 'n gemeenskapsprojek. Werk vrywillig by die DBV. Nooi 'n weeskind om saam met julle gesin vakansie te hou of raak bevriend met 'n ouer persoon wie se kinders geëmigreer het. Betrek nie net jou man en kinders nie, maar betrek dalk jou selgroep of jou kinders se vriende. Nog belangriker, moenie dit uit plig doen nie, maar laat die liefde van Christus jou dring.